Daar's hy. Wat ons nou oor gedink het, ek en Marius. Marius het dit eintlik bietjie uitgewerk. As jy byvoorbeeld jou rek vat, jou band, en jy skiet soos ek skiet, mik en ek trek vinnig, en ek skiet, dan lyk dit vir ons asof dit 'n bietjie vinniger is, as wat jy staan, en jy probeer aan en jy mik en jy mik en jy mik. Nou die gonsie het nie regtig 'n elapse nie. Met ander woorde, jy trek om en dan voel jy daar relax hy. Daar's bande wat dit wel doen. En dit kan jou spoed beïnvloed met 'n vinnige skiet en byvoorbeeld hom vashou en probeer mik. Ek is van nature vinnig, 'n verhaastige mens, so ek mik en ek tel op en ek skiet. So kom ons kyk nou net. Ek gaan nou eers net op my manier skiet, net 'n vinnige skoot. Marius gaan fokus op die chronograf. Dan gaan ons vir die spoed kyk daar. Maar dan gaan hy. Wat is hy spoed? Mis. 351. 351. Onthou, dis 'n 8 mm bolbering. 8 mm 351. Alright, kom ons kyk nou. 309. 309. Dis eintlik bevestig. Hoeveel is hy? 306. 306. Klare average daar. Okay, gooi hom weer Maar vinnig. kom ons op my manier, man. Jy hom opgetel. Nee. Alright, kom ons draai hom weer. Niks. 367. Daar's hy. Wat moet ek meer as dit bewys? 2 skote is vir my bevrediging. Dis nog steeds wat ek nou daar bewys. Dit is wat ek die hele tyd probeer bepaal het en ek en Marius het daaroor gepraat. Kyk, ek moet sê Marius verstaan wiskunde en wetenskap. Die groot ding is net nie. Ek het al geskiet saam met ander ouens. Daar staan ons op dieselfde chronograf, ons gebruik dieselfde ketting. Ek kon nie uitwerk hoe skiet hy 265, die man is 'n stewige bil. 'n 265 is sy max. Hy kry hom nie oor dit nie en onder. En dan skiet ek hom oor die 300 voet. Alraai, dit was met die 9 mil. Nou het ons 8 mil. Ek het 8 mils hier geskiet 260 konstant. Dis vinnig. Dis bitter vinnig vir 8 mm bolbering. Nou dat ek dit nou weer bewys. Dit wat jy doen, die aksie wat jy gee vir jou die reaksie aan die einde van die dag. So jy kan basically moet ou maar 'n paar skills aanleer. Jy moenie jou rek, wat jy doen is wanneer jy daai rek, ek het dit gesien met van die geel rekke. As jy hom vat en jy trek hom en jy hou hom daar, dan gaan jy voel daai elapse hy. So dis, maar ek het regtig nie gedink die ding elapse nie. Dit voel nie so nie. Maar dit is wel nou bewys. Dis nou wel bewys. So maar ons net 'n idee om te volg. Want ek het al gesien ons staan hier en skiet ons 2 ouens selfe ketties, selfe rekke, selfe alles, drolling the lot. Dan skiet ons, dan kan jy sommer sien daai ou se bolbering trek met 'n boog. Ou moet oplet na daai dinge en sny jou rek dan korter. As jy sien jy's nie op jou comfort zone nie, by my, onthou net by my is dit so. Ek kan enige lengte skiet. Dis nie vir my, ek het nie 'n faktor van ek moet op presies daar hou en skiet nie. Ek kan hom daartoe trek en dan skiet ek nog steeds on target. Dis die verskil. Maar daar's hy weer. Gonsie bly tops.